Voordat ek gaan een volunteer vra, so dink solank asof jy 'n vrywilliger wil wees, en dit moet 'n seun wees, nie 'n dame nie, dogtertjie nie. Watter van hierdie twee sakke lyk die swaarste? Sê maar. Wat een? Kom ons sê kleur. Die breine. Goed, is almal eens, hierdie breine lyk die swaarste. Goed, wie wil gou kyk of hy hierdie breine kan, of wie wil kom gou aanpas en vir die res kom sê deur te wys, wat een is dit? Jy kan kom. Nee, net een. Goed. So wat een sou jy, as jy nou kon kies tussen die swaar en die ligter een, wat een sou jy graag wil aantrek? Is dit 'n moeilike keuse? Ja? Daar's 'n triek, so. Sê maar, jy weet nie wat die triek nie, sê, ek kan maar sê. Wil jy die sware hê? So as jy kan kies jy vir die sware. Goed. Sit hom gaan. Albei kante, sit albei kante op. Lekker. Voel gou hierheen. Dis baie ligter as hy is daai ene. Baie. Het jy nie gesien dat hierheen het 'n waterbottel ook? En hier binne het hy sonbrandkrem. En dan het ek sommer net vir lekkerte 'n baadjie ook ingesit vir ingeval dit reën. Maar jy kies nou daai ene, né? Gaan jy lank met hom kan staan, dink jy? Nee, hy is bietjie ongemaklik en bietjie swaar. Nee, hou hom nog vas. Nou julle, daar's 'n versie in die Bybel wat ons vandag nog gaan kyk. Julle kinders kyk gesond, né? Jesus kom sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Want ek is sagmoedig en nederig van hart. En dan sê hy, my juk is sag en my las is lig. Maar daar's dinge in die lewe wat met ons elkeen gebeur, wat ons jukke swaarder maak en ons laste nie so lig maak nie. Dit maak dit eintlik moeilik. So dit maak dit hard en swaar. En hierdie swaar tas is nou wat gebeur as die lewe met jou gebeur. U as ouers en kan ook sommer dink deur die lewe lank, wat gebeur wat hierdie laste of die sak vir jou bietjie swaar maak? Nee, daar's baie wat kan gebeur. En Jesus sê, nou dat die sak swaar is, sê hy, kom na my toe. So kom gou hier na my toe. Wat doen Jesus? Hy doen een van twee dinge. Of hy doen hierdie, nou gaan julle sien, almal gaan nou sien hoekom jy so swaar dra. Hoe voel hy nou al? So kan jy gaan stap, nee, so hoef jy nie te staan mens. Ek gaan dit net so neersit. Goed, sit gee vir my daai tas neer, nee. Of Jesus kom doen dit, dan vat hy hierdie by jou, hy maak dit ligter, of hy gee jou hierdie, hy trek gou daai aan. Jesus sê, sy juk of sy tas dan as hierdie beeld wil gebruik is lig. Dit is baie ligter as wat die wêreld vir jou sal bied. Hy wil dit veel ligter maak, sê jy het onthou. Ek het net nou jou naam vergeet, so skies daaroor. Sê gou. JF. Ja, ek moes dit geweet het. Sorry JF. Maar nou JF, wat Jesus bydoen met hierdie, nee, uitwerking nie, wat Jesus bydoen, is hoekom hierdie las ook ligter is. Vir hierdie pad gee hy vir 'n bietjie water. En jy weet net, hoef jy te drink nie. En hy gee vir jou sonbrandkroom, want hy weet, die son kan jou 'n bietjie brand. Die lewe gaan bietjie swaar wees. Hy help jou om daarteen te beskerm. En dan in geval jy partykeer in reën moet loop, gee hy vir jou 'n baadjie. Maar dit het nie hierdie tas swaar gemaak nie. Okay, nou kan jy gaan sit. So sit hom gou neer. Dankie vir jou saam. Speel jy vir my? Jy kan baksteen saamvat om te onthou as jy wil. Dit is belangrik, kinders. Wanneer Jesus sê kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. En ek wil vir julle sê nee, daar's min mense wat nie swaar tasse het nie.
Ons dra, wys dit net nie vir almal nie, maar ons dra partykeer swaar. En Jesus sê, kom na my toe, ek wil dit vir jou ligter maak. En dan kom hy nog beter, ek wil jou eintlik daai tas wat so swaar is by jou vat, en ek wil dit vir jou 'n ligter een kom gee, want hy sê, myne is sag, en myne is lig. Kom ons bid gou saam. Here, baie dankie, dat U so prakties ons kan help om te weet wat U vir ons bied. Wat U vir ons as U kinders, as U disippels wil gee en aan herinner. En ek kom vra, Here, vir elke kind hier, dat dit vir hulle om 'n kind van U te wees, dat hulle sal ervaar, dat dit die lewe vir hulle ligter maak. Asseblief, Vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Goed, nou gaan ons vir die kinders 'n lekker liedjie sing, dan kan hulle uitgaan na die kleuterkerk toe. Dis tyd om te gaan, die ver hier vandaan, ons wil vir Jesus leef. Dis tyd om te gaan, ons gooi almal saam, ons wil vir Jesus leef. Kom ons gaan, kom ons gaan, ons gaan vir Jesus leef. Kom ons gaan, kom ons gaan, ons gaan vir Jesus leef. Dankie julle. Dankie. Ries, ons kan, as jy jou Bybel saamgebring het vandag, kan jy oopmaak by Matteus 11. Ons gaan ook later uit Galasiërs 6 lees, maar by Matteus 11. So broer en suster, gou 'n eerlike evalueringsrefleksievraag oor hoe jou lewe tans is hoe, as ons nou ons lewe en ons gebruik die metafoor van hierdie rugsak, hoe swaar is jou lewe tans? Hoe swaar is dit? Waarvan is hy vol? As hy nie vol is nie, is dit nie sleg nie, dis 'n goeie ding. Maar ons weet die lewe gebeur en ons weet die lewe het sy uitdagings en ons weet die lewe kan soms na ons kant toe dinge bring wat vir ons voel, maar dis net te veel. Dit kan ons oorlaai, dit kan vir ons voel dat ons sukkel om op te staan, dit kan energie steel, dit kan vreugde steel, dit kan vrede steel, dit kan maak dat ek moedeloos raak of dat my lewe net nie vir my bied wat ek graag sal wil hê nie. En partykeer is dit fisiese dinge wat met my gebeur het, verlies, hartseer, swaar. Ander keer is dit bekommernisse, partykeer is dit finansiële druk, partykeer is dit die gebrokenheid van hierdie wêreld en mense met wie ek te doen het wat swaar op my kom rus. Ek lees 'n storie raak. Dit was vir my so snaaks, ek dink jy gaan baie. Dit sê dis is 'n fotograaf wat by 'n skooltjie kom foto's neem met vir die graad eentjies. En nou wil hy net so half met hulle gemaklik wees, hulle laat ontspan. Nou vra hy vir die een dogtertjie hierdie vraag: "Wat gaan jy wees as jy groot is?" Toe sê sy: "Moeg." Dis seker nou uit pappa en mamma se monde nie. Nou as mens hier in September kom, dan voel mens baie keer nogal. Hierdie jaar was nou al baie aan. As mens 'n bietjie terugdink wat het alles al hierdie jaar gebeur. En jy moet hom so van Januarie af deurstap, en dan kan daar dalk 'n paar redes wees hoekom jy ook kan sê moeg. En dalk as iemand jou die laaste week gevra, dis nou nie na 'n wedloop, of soos wat hulle mense vra by Comrades, sodra hulle klaar is, hoe voel jy nie? Maar partykeer antwoord ons moeg. As jy my laasweek gevra het, dan sou ek ook gesê het, moeg. Ek is moeg. Gebeur met ons elkeen. Nou wat mooi is hier in die Matteus gedeelte, so is jy kan slank die versie op die bord sit, Nico. Die Matteus 11, so jy sien, hy begin, kom na my toe, almal wat
moeg en oorlaai is, maar daai woordjie moeg in die Grieks het 'n baie mooi betekenis, is eintlik gedaan. Is gesoeg, ek het gesoeg. Dis ek het myself tot uitputting toe gewerk. Ek is lippe teen die klippe, ek is gedaan. En dan die oorlaai woordjie, ek is uitgeput, moeg en oorlaai beteken weer, dit is iemand wat 'n gewig, die letterlike betekenis, iemand wat 'n donkie of 'n pakdier oorlaai, te veel bagasie op hom sit, sodat hy swaar kry. En dis die moeg en oorlaai wat Jesus mense na toe uitnooi hierso. So, hoe moeg is jou moeg? Hoe swaar is jou swaar? Want ons elkeen dra ook verskillend aan ons swaar. Hoe vol is jou sak? Jesus wil vandag vir u kom bied en dis nie iets wat ons nie weet nie. Maar Jesus kom bied 'n oplossing, Jesus kom bied 'n uitnodiging. En hierdie uitnodiging, broer en suster, wil ek in die begin sê, verdwyn nooit nie. Hy is elke oomblik daar, elke sekond van die dag daar, met elke gebeurtenis daar, met elke situasie is hy daar, wat hy sê, kom na my toe. Kom na my toe. Elke keer is dit daar. En hy kom bied, dit is nie 'n korttermyn oplossing nie, maar dit is elke dag rus wat hy vir ons wil gee. Kom ons lees gou hierdie verse saam. Matteus 11 vers 28. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. En my juk is sag en my las is lig. Ons lees hom weer. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Kom ons bid gou weer saam. Here, en Hemelse Vader, dankie vir hierdie wonderlike belofte, wonderlike gebeurtenis in die lewe wat vir ons opgeteken is, dat ons dit kan lees en kan weet en kan glo. En Here, help ons om dit te ervaar. Help dat hierdie woorde nie vir ons leeg sal wees nie. Help dat dit nie leeg na ons toe sal terugkeer nie. Here, help dat ons hierdie rus kan beleef, hierdie versorging kan beleef, hierdie vrede kan beleef wat U vir ons bied. Help ons, Here, dat ons ligter kan leef. Deur op hierdie uitnodiging daagliks gereeld aan aandag te gee of by op te daag of myself oor te gee aan. Here, ons erken dat die lewe kan baie keer verkeerde draaie met ons maak en baie keer is dit ons draai op, baie keer is dit sommer maar net wat gebeur en ander keer is dit wat mense op ons gooi, Vader, en ek kom vra, asseblief wil U nie vandag kom ligter maak nie, dat mense ligter hier sal uitstap nie, dat hulle sal ervaar dat dit is wie U is, dat hierdie woorde is waarna toe U ons uitnooi, dat dit is wat U vir ons bied, Here. Asseblief, Vader. So wees met ons gedagtes, neem dit gevange, rig dit na dinge toe, Here, waar U wil hê ons moet nou aan dink. Bring dit by oplossings, Here, bring dit by deurbrake, bring dit, Here, waar ons kan oorgee, waar ons die sak kan neersit, of waar ons U toelaat om die sak ligter te maak, hoe dit ook al sy, Here, maar help dat ons hierdie pad vanmôre kan loop, en dat deur hierdie woorde wat ons luister en oor saam dink, Here, dat dit direk tot ons sal spreek. En dat dit nie leeg sal terugkeer na U toe nie. Dat dit lewens kom vernuwe, lewens kom verander, lewens kom hoop gee, lewe vreugde kom gee, Here, kom help. Asseblief, Vader. Gebruik ek my in nederigheid, asseblief, Vader, tot eer van U. Amen. So broer en suster, ons weet nou as ons met die Bybel besig is en na sekere tekste verwys, met hierdie tekste het nie net, ons is nie in 'n ligleegte wat dit gebeur nie, daar's 'n spesifieke konteks hoekom Jesus hierdie woorde kom aanbied dit vir die mense. En dit natuurlik nou kom aanbied vir ons.
Jesus leef in hierdie eerste eeu se tyd waar die Joodse geloof sterk was, die godsdiens van die Jode was sterk geweest. Hulle was onderdruk deur die Romeine en Jesus kom bied dit hier vir Joodse gelowiges. Dis ook spesifiek vir wie Matteus geskryf is. Daarom sien ons hierdie woorde hier. En hy kom bied dit ook vir 'n baie spesifieke rede nie. Ek het dit nou in die begin baie wyd gemaak. Maar Jesus kom en kom nooi hulle na hom toe weens die swaar druk en die swaar juk van die Joodse wet wat deur die Fariseërs en die skrifgeleerders op die volk geplaas was. Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het die Torah as 'n hele wettiesisteem gemaak en ek wil dit vir u kom antwoord. Die Torah was so 613 wette, die wet van Moses. 613. 'n hele klomp, baie meer is negatiewe wette wat sê jy mag nie dit nie en jy mag nie dit nie en jy mag nie dit nie, maar dan staan ook positiewe wette wat weer sê jy moet dit en jy moet dit. Ek kan nou nie die verskillende getalle onthou nie. En wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes gedoen het, hulle het hierdie 613 wette gevat en dan het hulle dit nog verder gaan verklaar, verder gaan uitbrei en nog nuwe dinge geskryf en verduidelikings met voorskrifte wat hulle genoem het die omheining van die wet, sodat hulle die mense kan help en hulle het dit regtig gedoen om die mense te help, sodat hulle weet, sodat hulle binne die wil van God kan leef, sodat hulle gehoorsaam kan wees. So in elke een wet was daar dan nou 'n verdere verduideliking wat dit sou beteken het. En hulle het dit gedoen sodat die mense in die wet kan bly. Sodat hulle kan doen dit wat God van hulle vra. En dit was hierdie swaar juk waarvan Jesus hier kom praat. Hulle wou graag gehad dat die mense moes gehoorsaam wees. Byvoorbeeld daar was wette hoe jy jou hande moes was. Daar was 'n wet van hoe ver jy mag loop op 'n Sabbatdag. Dan jy mag net 'n sekere hoeveelheid tree gegee het as jy iets gedoen het op 'n Sabbatdag. Nee, dit klink verskriklik belagtig, maar hulle het al hierdie goeders vir die mense gesê, want daar was konsekwensies, daar was gevolge as jy die wet van God oortree. Dit het jou sondig gemaak, dit het jou onrein gemaak, wat weer dan 'n ander klomp wette vir jou kom bring het, wat jy dan nou moet doen, sodat jy weer rein kan wees, sodat jy weer in die sinagoge of in die tempel kan kom, wat jy dan nou nie mag gedoen het, terwyl jy onrein was nie. Jesus kom praat met die Fariseërs en die skrifgeleerders oor hierdie wat hulle op die volk geplaas het in Matteus 23 vers 4, dan kom sê hy vir hulle, julle bind hierdie swaar laste op hierdie mense. Julle lê dit op hulle skouers, maar self, julle Fariseërs, skrifgeleerdes, lig nie 'n vinger om dit vir hulle makliker te maak, sagter te maak, ligter te maak. Matteus 23 vers 4. En dis waar Jesus kom sê, kom na my toe. Gewone mense het heeltyd gevoel, maar ek doen nie goed genoeg nie. Ek kan dit nie reg om voor God reg te wees nie. Elke dag is soos 'n eksamen wat ek nie reg kry nie. Ek dryp, ek val, ek slaag nie. Ek kom probeer hierdie wet onderhou, maar ek voel heeltyd net nie goed genoeg nie. Kry dit nie reg nie. Paulus kom praat eintlik later bietjie in Romeine 7. Paulus, wat 'n fariseer was, wat hierdie wette ook so gehelp het om dit te implementeer en gehelp het om dit aan die mense te kommunikeer, het op 'n stadium gesê, Here, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie, dit op die ou ende doen ek. Wie gaan my red van hierdie sondige bestaan? En die prys was hoog as jy oortree het. Daar was 'n klomp strawwe as mens Deuteronomium, Levitikus, maar val Deuteronomium gaan lees. Was daar 'n klomp strawwe en vloeke vir as jy die wet sou breek. Wat nie dra, wat net te swaar was. En hierdie volk en die Fariseërs en skrifgeleerders wou die volk so help dat ons dis hoekom ek nogal 'n bietjie simpatie het partykeer met die Fariseërs en die skrifgeleerders, want hulle wou dit so streng toepas, want hulle wou nie weer dat God hulle in ballingskap wegvoer. Hulle wil nie weer daardie straf hê nie.
So hierso, kom ons maak dit vir julle, dat julle nie hoef te wonder nie, dat julle kan presies weet hoeveel tree julle mag gee. En dit was net 'n te swaar las. Die mense het daaronder gebuk gegaan, want hulle wou graag godsdienstig wees. Hulle wou graag gehoorsaam wees, maar hulle kon dit nie reg kry nie. En dis dan in hierdie konteks wat Jesus sê, maar kom na my toe. Kom na my toe as hierdie wette en hierdie dinge jou so swaar belas, dat jy nie dit reg kry nie. Ek sal vir jou rus gee. En hierdie rus, broer en suster, die woorde wat hier gebruik word in die Grieks is verskriklik ryk. Hierdie rus is praat van eintlik soos 'n sabbatsrus, dit is 'n herstellende rus, dit is so 'n nuwe krag kry rus nadat ek uitgeput was en my krag herstel word rus. Dis die rus wat Jesus wil kom bied. Kom na my toe en ek sal vir jou 'n rus gee. So wat bied Jesus hierso? Waarom sê Jesus kom na my toe? En ek dink dis 'n belangrike vraag om te vra vanmôre, broer en suster. Wat bied Jesus ons? Wat bied ons in ons geloof? Wat glo ons wat Jesus vir ons kom bring? Jesus gebruik hierso die beeld van juk 2 kere. En ons almal weet wat is 'n juk wat op 2 osse of 2 beeste se skouers so geplaas word, hout, sodat hulle saam kan trek en saam kan loop. Hulle het dit ook gesit op slawe. As 'n teken dat hierdie mense aan my behoort, so die slawe en die beeste geloop. En dit was swaar. Maar weet jy, daar's ook mooi, daar's in hierdie prentjie van 'n juk, of wanneer Jesus oor juk praat, is daar sê 'n goeie juk is 'n juk wat op die dier se nek kon pas, sonder om ons te skuur of seer te maak. 'n Slegte juk op 'n os sou baie wonde veroorsaak het. En ek wil hê jy moet nou sommer klaar hoor wat Jesus kom sê. My juk is sag. Wat sê hy? Die juk wat ek op jou kom plaas, is 'n juk wat pas. Is 'n juk wat is 'n goeie juk. Nou ook in die Joodse kultuur, wanneer hulle praat van juk, was daar ook 'n so half 'n figuurlike betekenis. Hulle het gepraat van die rabbi se juk of die leerstelling se juk. 'n leermeester se juk. So as jy onder 'n leermeester was of onder 'n stel reëls was, dan was jy onder daai reëls se juk gewees. So hulle was onder die fariseërs en die skrifgeleerders wat hierdie klomp ekstra wette op hulle geplaas het, se juk gewees, wat swaar was, vol reëls, vol vereistes en nog wette wat gehoorsaam moet word. En Jesus sê, my juk is sag. En daai spesifieke Griekse woord waarmee juk vertaal is, beteken hierdie houtjuk, maar dit het ook 'n betekenis wat Jesus sê, my lering. As jy agter my aanloop, my waardes volg, my doen soos wat ek jou kom vra, daai juk is sagter. Dis die alternatief, broer en suster. Dis wat Jesus kom bied, en as mens die bergrede gaan lees, dan klink dit vir jou partykeer, maar hierdie goeders wat Jesus vra is swaarder, maar Jesus kom sê, my leringe, is die beste pad om te loop, en dit is ook die sagste juk om te dra, en die ligste las om te dra. As jy in my wil lewe en agter my wil aanloop. Hy beskryf hierdie juk as sag, en ek het gesê, dit is die Grieks beteken goed en vriendelik en geskik, 'n juk wat pas en nie skaaf nie, en die woordjie sag, die las is, die woordjie lig is nie swaar nie, dis maklik om te dra. En die woordjie las, dis interessant, ek gebruik 2 Griekse woorde gewoonlik vir las, ons gaan dit later in Galasiërs 6 sien, maar hierdie ene, die woordjie beteken spesifieke ligte las. So Jesus kom sê hierso vir hulle, my juk is sag, my leringe is sag, my las wat ek op jou plaas, is klein. Dis nie gebou op reëls nie, en dis hoekom ons hierdie vir mekaar moet sê vanmôre, broer en suster. Wat maak Jesus se juk, se leerstellings, se lewe, dit waarna toe hy ons roep om sy disipel te wees? Hoekom sê hy, kan dit sagter wees? Hoekom kom hy sê, dis anders as wat die fariseërs en die skrifgeleerders hulle leer van hierdie Joodse wet? Man is gebaseer op verhouding.
Hy kom bied homself aan. Hy kom bied nie leerstellings aan nie. Jesus sê, kom na my toe. Wanneer hy gesê het, kom en volg, sê hy, kom en volg my. Ek sal julle vissers van mense maak. Hy bied vir ons homself. En dis die waarde hier. Kom na my toe as jy oorlaai voel en voel, jy kry nie reg om die lewe te leef soos wat jy moet nie. Voordat jy self kan kry, soos Paulus sê, doen jy die verkeerde, jy voel jy faal, jy misluk, jy stel teleur, jy maak foute, nie net elke naweek nie, maar elke week, elke dag maak jy foute. Hy sê, kom na my toe, ek wil jou kom help, my las is lig, omdat ek saam met jou in hierdie juk kan trek. So wanneer Jesus kom sê, sy juk, kom beweeg hy ook langs jou in, so julle dra saam hierdie juk van sy leerstellings vorentoe. Hy kom beloof die Heilige Gees om saam met ons hierdie juk te dra. Daarom hoef dit nie swaar te wees nie. Al voel dit soms verskriklik swaar. Voel die opdragte wat Jesus gee, van vyande lief hê, vredemaker wees. Kan dit ook lig wees en sagter wees. Hy kom dra saam, ek wil vir julle kom rus gee. Die rus is in sy teenwoordigheid om te weet, ek dra nie alleen nie. Of voel dit jy dra alleen, of voel dit wat met jou gebeur, weet jy nie om te oorhandig nie. Jy weet nie, Here, hierdie goed is net so deel van my menswees nog my lewe lank. Dis hoe ek gedink het, dis hoe ek glo, dis wat ek voel en ek kry dit nie reg nie, maar dis al wat ek het. En Jesus kom sê, maar as jy nie die krag het om te oor te gee nie, laat my toe om dan dit af te haal. Daar is 'n mooi gebed wat Third Day sing in sy liedjie Offering. Sing hy, please take away from me my life, my offering, when I don't have the strength to give it to you, Jesus. Wanneer ek nie die krag het nie, wanneer ek te veel wil vashou, die Here asseblief kom vat dit, kom maak my hande oop dat ek kan gee, kom, laat ek lank genoeg by U kom staan, soos U by my kom staan het, sodat hy tyd het om die klippe uit te pak. Partykeer daag ons in ons eie persoonlike verhoudings en tye by Jesus op, maar ons gee hom nie genoeg tyd nie, ons kom en ons wil aflaai en afpak, maar nog sodra Jesus wil uittrek, is ek al klaar weer weg en aangaan ek weer met die res van die dag, die stilte of die wie, wat dit ook al is, gee ons nie genoeg tyd om ons te kom stilmaak in ons harte nie. Jesus kom verklaar, broer en suster, dat sy manier van leef is 'n sagter juk. Hoekom? Hy kom sê dit hier in hierdie bewoordinge, en hy sê, want ek is sagmoedig. Ag, en dit is my so mooi woord, sagmoedig, is dit nie? Ek is sag om moed te hê, of ek is moedig, maar sag. En nederig. Kom nie van bo af en veroordeel nie, ek kom nie en gooi net nog dinge bo op jou nie. Dis nie hoe Jesus of God is nie. Ek kom na jou toe met my juk op 'n sagmoedige manier, op 'n nederige manier, en dis wat God vir ons wil kom bied. Soms voel Jesus se pad swaarder, soms voel dit die koste is meer, soms voel dit vir ons meer van ons, dalk voel dit meer uitdagend, maar Jesus sê, dis ligter. So kom ons probeer dit prakties maak vanmôre. Wat is vandag se juk vir ons? As u net sommer net voordat ek net 'n paar 4 gedagtes gee. As Jesus daai woorde vandag vir ons moet sê, kom na my toe, want ek wil vir jou 'n ander juk gee. Wat sou daai juk wees? Wat hy by ons wil wegvat? Wat sou hy las wees? En ek het 3 voorstelle vanmôre, broer en suster. Ek dink Jesus wil graag die las van sonde, van ons sondige bestaan, ons sondige natuur, hy wil dit kom dra. Sonde, hoef ek nie vir u te sê nie, ons het eintlik nog om vir mekaar gesê by ons Bybelstudie op Woensdagoggend, terwyl ons besig is met Jakobus. Sonde bring 'n verskriklike las van skuld, van skaamte, van vervreemding van God.
wat my baie keer oorweldig. Want ek voel ek kan nie nader kom nie, ek is nie werd om nader te kom nie. Baie kere dink mense, my las van sonde gee my nie die regte toegang tot God nie, want ek is dan sondig, en vergeet, dit is juis wat Jesus nou kom sê, my las is ligter. Wat Jesus vir my kom bied en kom sê, kom dra, sit neer die las van skaamte en van skande en van vervreemding, en kom neem myne van vergifnis en vryspraak en versoening van jou sondes. Kom laat ek dit vir jou op jou kom sit. So Jesus kom neem die las van skuld en van sonde weg. Hy neem nie noodwendig die konsekwensies weg nie, maar hy neem die impak op my lewe daarvan, geestelike lewe weg. Dat ek heeltyd voel ek misluk. Jesus kom sê, kom na my toe. Ek het daarvoor aan die kruis gesterf, ek het vir jou oorwinning kom bring, ek wil hê jy moet daarin leef, en jy weet dat my genade vir jou genoeg is, en hy kom sê, Romeine 8 vers 1, daar's nou meer geen veroordeling wat in Christus Jesus is nie. So as jy Christus Jesus se kind is, ons God se kind is, het hy die las eintlik klaar afgehaal, en vir ons kom sê, maar hierso is my juk wat sagter is, want ek het vir jou vryspraak en vergifnis kom bied en gee. Die tweede ene wat ek dink die juk wat ons mee in ons saamdra, broer en suster, en miskien gebrek aan 'n beter woord, is, ek voel is perfeksionisme in ons geloof. Die las van ek moet alles heeltyd, elke keer reg doen. Wie kry dit reg? Ons kry dit nie reg nie. Maar tog sit ons hierdie verwagting, en baie keer is dit asof die wêreld dit van ons verwag. Ons sit dit baie keer in rugbywedstryde op die skeieregter, en baie keer op die spelers. Maar dit is nie, ons kan nie alles altyd reg kry nie, maar ons dra daardie las, want ons dink dis wat die samelewing van ons vra. So, as ek 'n fout maak, en as ek nie reg optree nie, of ek het uit my beurttyd gepraat, of iets gesê wat ek nie moes sê nie, of gedoen wat ek nie moes doen nie, en ek doen hierdie dinge verkeerd, en dan gooi ek myself toe met skuld en sleggevoel. Wat bied Jesus? Wat is die teendeel van hom altyd te wil reg doen? En dit is genade. Jesus kom gee ons 'n identiteit van ons as sy kinders. En ek wil al sê, so hy kom vat hierdie las, van dat ek myself probeer bewys dat ek goed genoeg is vir die Here, kom vat hy, en hy kom sê, maar ek wil vir jou, kom sê, jy's my kind, ek is vir jou lief, dit is die verhouding wat daar is, jy's my geliefde kind, jou waarde lê nie in hoe jy, jou prestasies is, of hoeveel dinge jy reg doen nie, maar in die feit dat jy my kind is, en as jy as ouer is, weet dit, jy weet dis hoe jy oor jou kind dink, dis vir jou die waarde, en dis hoe God oor my en oor u dink. Die derde las, die eerste las, wat ek dink ons op ons gooi, is die las van sonde, wat almal dra, en dan die las van om te dink, ek moet goed genoeg wees vir die Here, van ek moet alles altyd reg doen, en dan die las van die wêreld, waarin ons leef, broer en suster, die las van bekommernisse, die las van sosiale druk, die las van finansiële stres, die las van 'n wêreld wat gebroken is, 'n wêreld wat stikkend is, 'n wêreld wat in nood is, 'n wêreld wat moedeloos is, 'n wêreld wat baie keer verskriklik swaar trek. Ek kan my ma vra, ek het al 'n paar keer hierdie week gesê, "Jete ma, maar die lewe is taaf." En dit is nie net, gaan nie oor my nie, dit gaan oor maar waar ek by mense uitkom, en dinge waarvan ek hoor reg oorkant my hele spektrum van dominee wees, oral waar ek was. En dis 'n las, die lewe is baie keer 'n sistemiese las wat ons op ons is. In ons eie land het ons 'n klomp laste waarvan ons nie eens altyd bewus is nie, wat ons op ons skouers dra, wat Jesus wil kom sê, maar ek wil dit by jou kom vat. En wat is dit wat Jesus vir ons bied? En dit is sy belofte van rus en sorg en vrede en hoop. Ek wil vir jou die innerlike rus kom gee. So Jesus kom sê, ek wil die las wat sonde en skuld kom bring, wil ek by jou neem, en ek wil vir jou vryspraak en vergifnis gee. Hy sê, die las wat jy op jouself sit, van om altyd te wil reg wees, om perfek te wil wees, en om goed genoeg myself te bewys, teenoor God en teenoor medegelowiges, dat ek 'n goed genoeg Christen is, wil Jesus by ons kom vat, en hy wil vir ons kom waarde gee in sy identiteit, dat ons aan hom behoort, en dan derdens, wil hy vir ons kom sê, wat die wêreld na jou toe bring, hierdie las
wil ek kom dra vir jou en vir jou kom gee my innerlike rus. En dan kan ons nou vanoggend, het ek eers hierdie week gedink, maar hier moet ons nou afsluit, maar ek wil afsluit met 'n laaste versie. Kan jy gou Galasiërs 6 opsit asseblief, Nico? Ek gaan hom sommer nou van die bord af daar lees. Broers en susters, natuurlik, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die Gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Volgende een. Dra mekaar se laste. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. En die wet van Christus is liefde. Dra mekaar se laste en ek wil met hom afsluit vanmôre. Jesus nooi ons dat hy kom dra, dat sy juk is sag, sy las is lig, maar dan kom gee hy vir ons medegelowiges om saam te dra aan ons laste. En het u gehoor daar in die eerste versie, hoe hanteer ons iemand wat in sonde val? Met sagmoedigheid. Presies wat Jesus sê, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En Jesus sê, maar kom ons doen dit met mekaar. Dan gaan ons laste ook ligter wees. Die las van sonde, die las van om heeltyd reg te wees en die las van hierdie wêreld as ons mekaar in sagmoedigheid dra. Want ons gaan in sonde val. Ons gaan ergens dinge doen en sê wat nie reg is nie. Ons gaan partykeer dinge kies en in ons gedagtes toelaat dat die wêreld swaar op ons druk en Jesus sê, kom ons dra mekaar se laste. En hierdie woordjie in die Grieks, las, is 'n las wat jy nie alleen kan dra nie. Bietjie later in Galasiërs 6 vers 5 is praat van 'n las wat jy self kan dra, maar hierdie ene, ons moet mekaar help met die laste wat te veel is, te swaar is, te moeilik is. En dan doen ons dit in nederigheid en met sagmoedigheid. Ons dra nie mekaar se laste omdat ons dink ons is sterker nie. Ons dra mekaar se laste want ons weet hoe swaar is dit self om 'n las te dra wat jy eintlik nie gemaak is om alleen te dra nie. So ons het mekaar nodig, ons het mekaar nodig in omgegroepe, ons het mekaar nodig as 'n gemeenskap van gelowiges waar ons saam kan dra. So Jesus sê, broer en suster, ek gaan hierdie lees, so ekskuus as ek nie opkyk nie. Jesus sê, kom na my toe. Hy sê nie probeer nog harder nie. Hy sê nie dra dit alleen nie. Hy beloof ek sal vir jou rus gee. My juk is sag, my las is lig. Amen. Kom ons bid saam. En ek wil vir u kans gee om net sommer self bietjie by die Here te sit, voordat ek vir ons voorgaan in gebed. As daar dinge is, as jy sommer net op 'n persoonlike manier wil antwoord gee op hierdie woorde van Jesus se naam te kom na God toe, gebruik gou die geleentheid. As jy dit wil doen namens iemand anders, of as jy dit wil doen saam met iemand na die Here toe bring, doen dit ook. So ek gee gou tyd vir hierdie persoonlike gesprek. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons elkeen genadig. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons elkeen genadig met ons juk,
Wees ons genadig met ons laste. Wees ons genadig, Here, met sonde, wat hard op ons druk. Wees ons genadig, Here, met dat ons onsself baie keer kastei as ons nie reg doen. Wees ons genadig, Here, met dit wat die wêreld na ons kant toe gooi, die lewe. Wees ons genadig. Wees ons genadig, Here, om nie self aan te wil sukkel nie, maar oor te kan gee aan U. Wees ons genadig, Here, dat ons nie self weer ons sakke wat ons neersit weer gaan haal nie, en dat ons met U sin sal loop. Wees ons genadig, Here, met mekaar. Dat ons mekaar in sagmoedigheid sal dra, dat ons mekaar se laste ligter sal maak, dat ons vir mekaar sal opbou, Here. Here, help ons om te leef as verligtes, as verligter te leef, en veral hiermee. Amen. Dankie, jy is nou welkom om die Here te dien met die offergawe.